Goeienaand aan julle daar by die huis. Soos wat julle nou vanaand nog weet, is ons nog in Beaufort Wes en ons kuier lekker vanaand uit die Kriele se sitkamer uit. Ons het 'n lekker vol sitkamer hierso. Fransie is hierso en Kathleen en Susan en Wiem, hy gaan vir ons vanaand die musiek aansit wanneer dit moet gebeur. En dan my vrou is natuurlik hier, en dit is net so lekker. Ons wil net vanaand saam met julle daar by die huis kuier en julle innooi in ons gesprek en in ons geselskap vanaand, sodat julle deel kan wees saam met die lekker kuier. Nou ek wil net so 'n paar dingetjies deurgesels met julle, wat ons al so die laaste tyd opgekom het, wat ons hier gesels het, wat ons by die ander mense gesels het, en al so 'n paar dingetjies tussenin. Maar intussen gee ek vir jou die geleentheid om hierdie kuier Sondag aand kuier in Beaufort Wes te deel. En dan doen ons dit ook, en dan gaan ek vir Wiem vra om daai liedjie aan te sit. Ek het bly kyk, totdat trone reg gesit is. 'n Oue vandag gaan sit het. Sy kleed was wit, so sneeu, sy hare so skoon wol. 'n Stroom van vuur het voor hom uitgegaan. Miljoene het hom gedien. Sy troon was vier vlamme, die wiele daar van 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal, duisende het hom gedien. En 10.000 maal, 10.000e het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Sy troon was vier vlamme, die wiele daar van 'n brandende vuur. Die seun is voor hom gebring, sy heerskappy bevestig. Almal het hom geëer, sy koningskap sal nie verbygaan nie. Sy troon was vier vlamme, die wiele daar van 'n brandende vuur. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Keer terug na die ou paaie, die regte weg om te loop. Voor sonde ingekom het, die weg van rus en vrede. Die pad van die ouwe vandaag en sy siel, die verheerlikte. Sy troon was vier vlamme, die wiele daar van 'n brandende vuur. Dis sê, goeienaand, kan jy nie sê hier nie. Wat kan jy kyk? Okay, ons gaan hier voortgaan. Karen net so 'n bietjie, het jy syn daarso? Weet nie. Nou sê. Nou vir julle wat nou eers ingeskakel het, ons kuier hier lekker saam in Beaufort Wes in hulle sitkamer met die Kriele. Wat 'n lekker tyd wat ons tot dusver gehad het. Saam met van die eerste dag af wat ons daarso by Cathy gestop het. Ons was by Mossel Baai al deur en nou is ons hier in Beaufort Wes. Ag, en daar is soveel mooi dinge wat in ons hart opkom in die proses, in die tyd en geselsies wat ons het in huise. Nou ja, ons gaan vanaand net lekker
kuier, sit en gesels. So maak jouself gemaklik, praat met ons daar by die huis op die kommentare en laat weet vir ons as jy nou vanaand die eerste keer ingeskakel het waar jy vandaan is, of as jy net wil hallo sê en jy het nog nooit hallo gesê nie, asseblief doen so, dat ons kan weet saam met wie kuier ons, saam met wie praat ons, met wie praat ons en gesels ons vanaand. Nou ja, die lied wat jy nou gehoor het, om daarmee af te skop, dit is Daniël 7 vanaf vers 7 af, kan jy gaan lees van die oue van daar en hoe sy troon is, en kyk, altyd as ek hierdie gedeelte lees, ek sê vir jou, mens raak bewoe in jou hart om te besef met wat se lewende God 'n mens te maak het en hoe maklik 'n mens kanse vat met hierdie lewende God. En terwyl sy troon soos 4 vlamme is, voor sy koninkryk, voor sy troon gaan vuur uit en hoe hy die dier en almal oordeel en die krag van God en sy troon met hierdie wiele, as ons kyk Jesegiel het ook hierdie gesig gehad van die wiele en hoe hierdie vuur in hierdie wiele was met hierdie oë en dan leer die woord ons God is 'n verterende vuur en dan en Jesaja kom en hy sien hierdie hemelse wesens en toe hy die hemelse wesens sien, hierdie serafs, toe besef hy eintlik in vergelyking met die hemelse wesens, wat se sondige mense is eintlik. Toe die Here hom al gebruik in profesie, dit is Jesaja 6, né? Toe die Here hom al klaar gebruik om sy woorde uit te dra, sy woord te spreek, maar toe hy in die teenwoordigheid, en ek meen, dit was 'n visioen, hy was nie eens fisies daar nie, toe hy eintlik sien wie is God en wat eintlik in die hemele aangaan, toe sê hy, Here, maar ek is 'n man onrein van lippe. Maar nietemin, dit is baie keer 'n baie mooi herinnering en 'n saak om te verstaan wie God is. Hy beskryf hom as die oue van daar, dan praat hy ook so van die seun van die mens. Maar nou, voordat ons voort gaan met ons lekker kuier hier uit Beaufort Wes uit, kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê vir die genade, liefde, barmhartigheid. Dankie vir die heerlikheid, die krag en alles wat ons van U af ontvang. Vader, vandag toe ons weer deur Daniël 7 gaan, die oue van daar. Vader, wie is U, Here? En tog in daai vuur en in daai krag is daar soveel liefde. Vader, vir die een is dit verterend en vir die ander is dit warmte. Vir die een is dit verkoking van die siel en vir die ander is dit 'n vernietiging daarvan. Vader, en vanaand wil ons mekaar aanmoedig en bemoedig en stig en leer en onderrig en net saam met mekaar te kan kuier en te kan gesels, sodat daai vuur van liefde, die krag van U in ons lewe, die krag van nederigheid, die krag van sagmoedigheid, die krag van onderwerping aan die woord van U in ons lewe te voorskyn kan kom. Vader, as U die landbouer is, Here, die oue van daar is die landbouer, hy wat op 'n troon sit wat vol vuur is. Vader, en hy is die landbouer, hoeveel te meer moet ons nie nog meer nederig en sagmoedig raak nie. Vader, as ons mens dit sien, en verstaan 'n mens wat Johannes die Doper gesê het, hy moet meer word en ek moet minder word. Ek is nie eens waardig om sy skoenriem vas te maak nie. Vader, hy het iets besef, hy het iets geweet in sy binneste, met wat sy lewende God hy te maak het. Vader, en in daai erns het hy geweet, ek moet hierdie God wat ek dien, behaag in alles wat in my wese is, en daarom het hy nie links of regs afgewyk nie. Hy het nie na verkeerde paaie toe gegaan nie, ons dink aan Elia ook, en Vader, almal wil hierdie vuur en die krag en die dinge van Elia hê, soos dit genoem word in die mantel van Elia. Vader, maar besef ons wat hulle besef het. Hy het besef, hy sal enige skade, verwerping, berowing, alles op aarde deurgaan. Vader, terwille daarvan om U gehoorsaam te wees. Vader, het ons werklik waar altyd daai vrees in ons hart teenoor U, om dit te besef, die liefde, nie die vrees nie, Vader, maar daai liefde, ons harte oop te maak, om te verstaan werklik waar wie U is. Om dit te aanvaar, Vader. En ons dankie vir die liefde wat vanaand in ons hart, Here, net gevestig kan word, vasgemaak kan word, Vader. Want die krag is liefde, die krag is sagmoedigheid, die krag is nederigheid. En ek dank U daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen. Daar's hy, wat 'n heerlikheid. As ons so kyk, die God wat 'n verterende vuur is,
dis liefde. Vir die een is dit verwoesting, maar vir die ander een is dit lewe. Ja, ons het nou so 'n paar lekker dingetjies gesels. Nou ek wil gou so 'n bietjie met ietsie sommer so by die, soos hulle sê, die deur by die huis inval, né? Dit is die regte spreekwoord, né? En ons het sommer so gister so lekker om 'n koppie koffie gekuier en die het sommer nou so spontaan opgekom. En ek wil dit graag met u deel wat ons met mekaar gedeel en gepraat het. Ons praat toe sommer nou so oor die algemeen oor 'n mens se geestelike lewe en hoe ywerig 'n mens is en al die tipe van dinge. En ons kom op een gevolgtrekking af. En dit is dat die kern van 'n mens se geestelike gesukkel, as ou dit so kan stel, kom op een punt af en dit is luiheid, né? Geestelike luiheid. En dit is wat die Here Jesus vir die man met die een talent gesê het, jou slegte en lui diensknegt. Plaas jy net iets doen, maar hy het net niks gedoen nie. So baie keer is dit beter om iets te doen, al is dit die verkeerde ding, doen net iets. Dan kan God jou lei en rigting gee om die regte ding te doen, en dit is die amazing deel. Nou toe praat ons nou so oor hoe man en vrou in die huwelik is, en hoe dit weerspieël baie keer in 'n mens se geestelike lewe. En dit is so, mens kan nie 'n veralgemene mening maak van baie nie, maar mens kan tog uit voorbeelde leer, sodat ons iets kan verstaan. Nou, wanneer 'n man en 'n vrou trou, dit is, ek praat van 'n normaliteit, nie mense wat in totale rebellie is as gevolg van seer en al die tipe van goed nie. 'n Normaliteit, enige man en vrou wat in 'n huwelik tree, maak nie saak in watse deel in die wêreld jy trou nie, en wat is jou kultuur en jou agtergrond nie. As man en vrou trou, verstaan die vrou outomaties sekere pligte wat sy in die huis het, en 'n man verstaan sy pligte. Daar is nie 'n reëlboek wat sê, vrou, jy doen dit, man, jy doen dit nie, maar is spontaan, en tog, in daai spontaniteit, is daar reëls. Goed? En ons begin so te gesels, en as ons mooi kyk, kom ons gaan eers na die vrou se kant toe, en julle moet vanaand saam gesels, as ek hier van trek af raak, of as julle wil iets bysit, asseblief praat saam. 'n vrou, ons weet, 'n vrou is die hartklop van die huis, die ma. Dit is, niemand hoef dit vir niemand te sê nie, ons hoef nie eens daaroor boeke te skryf nie, ons hoef nie daaroor te redekabel nie, die dag as 'n vrou trou, is dit asof sy dadelik weet, maar dit is my saak in die huwelik. En natuurlik, die kinders wat voorkom, sy baar die kinders, so die hele proses om net 'n gesin aan die gang te kry. Die smarte, die pyn, die drama, as ek dit so kan stel, die vrou dra dit. Want die vrou moet die kind na vore bring, wat dit 'n gesin maak op die einde van die dag, en nuwe geslagte na vore bring. Natuurlik, die man het natuurlik sy aandeel ook, maar die grind, die drukking, die Bybel praat in Matteus 24, praat hy van die smarte wat op die aarde gaan kom. En weet jy wat is interessant? Daai smarte beteken letterlik geboortepyne. So die hele proses van 'n vrou, van bevrugting tot uiteindelik die kind na vore kom, en ook daarna, sy is eintlik in smarte, en dis wat die woord sê, as jy in die huwelik tree, dis 'n verdrukking vir die vlees. Want as jy nie in die huwelik is nie, kan jy God behaag. Ek kan onthou as jong man, voor ek my vrou ontmoet het, ek het tot 2 of 3 uur partykeer weksdae gelê en Bybel lees en bid. Jy het jou gekom en gegaan, nou is jy in die huwelik, nou verander prioriteite ewer skielik, want nou moet jy ook jou vrou behaag. Die kinders is op pad, jy moet na jou kinders omsien. So die tye wat jy op hand gehad het as enkel persoon, het jy nie meer nie. So nou moet jy vir jou 'n struktuur uitfigure, hoe gaan jy nog steeds ywerig die Here dien, jou vrou behaag en ook na omsien na jou kinders en tyd saam met jou kinders spandeer. Nou ons weet daai hele pakket, goed, rus baie op die vrou. Die versorging, dit is outomaties, as die kinders skool toe gaan, dis outomaties, die vrou pak die lunch, die ma, dis outomaties, dit hoef nie eens gedebatteer te word nie. En ons weet, en natuurlik, dis wat ek sê, daar is huisgesinne wat byvoorbeeld die vrou vroeër uit die huis gaan as die man, dan verander die rol vir daai oomblik. Maar tog in die verandering van daai rol,
is daar 'n spontaniteit. Dis nie van, ek skuif net my plig af op die man nie. Die man sal sê, hoorie my vrou, ek het tyd op hande, ek is 'n uur na jou uit die huis uit, ek sal vir die kinders broodjies skool toe. Ons vat maar net 'n stupid voorbeeld. Of, as die man by die huis is, en die wasgoed is op die draad, en het begin te reën, sal hy die wasgoed gaan afval. Okay, so obviously mans wat dit glad nie gaan doen nie. Maar as ek sê, daar is, alhoewel daar reëls is daar ook spontaniteit in daardie reëls. So, in 'n gesonde verhouding vat elkeen los en vat, soos wat situasies hulle opduik. Maar die vrou is maar die versorging in die huis. As daar nie kos is nie, ma, wat eet ons? As die kinders van die skool afkom, maar dis wat by die skool gebeur het. Die skoolbriefies, ek verstaan deesdae is dit net WhatsApps, maar ons het nog skoolbriefies gehad. Waartoe gaan die briefie? Na ma toe. En dis nie asof die pa nou geaffronteer voel dat die kinders nou die ma nader nie, want dit is hoe dit is. Die man voel nie, ek word nou te nagekom, die kinders wil nie met my praat nie. En as jy as man so voel, dan moet jy weet, hoor hierso, ek weet nie om dit te sê nie. Mag ek iets sê? Moet ons maar ons hart uitsorteer. Okay, kom ons hou net daarby. Sorteer jou hart uit. Dalk het jy self nog bietjie as pa, as man, bietjie verwerping in daai opsig wat kom van klein kind af. Nou, in hierdie situasie, hierdie prentjie wat ek nou vir jou geskets het, wat gebeur nou? En nou wil ek oorgaan na die mans toe. Omdat in die natuur, die vleeslike natuur, dit so 'n normaliteit is, dat die vrou eintlik die bestuur van die huis behartig. En as 'n vrou nie daar is nie, en die rol word hoofsaaklik aan die man oorgelaat, die pa, is dit 'n koue huis, dis nie 'n warm huis nie, dis nie 'n lekker gesels kuierhuis nie, dis so 'n reëls en rigiede army manier van huishouding. En dit is waar man en vrou ook maar hulle verhouding met mekaar by mekaar hê, want obviously die kinders en almal gaan met hulle gesels, gaan met die ma gesels, wat hulle nie direk met die pa gesels nie, en dan die lewe gaan verby, en dan sal die ma al 3-4 dae later sê, maar dis wat met Boetie gebeur het, dis wat met Sissie gebeur het, ja, maar hoekom weet ek het nie, ja, sorry, dis die lewe, dis verbygaan, maar nou weet jy, ten minste weet jy nou, jy het nie geweet nie, maar ten minste weet jy nou, okay. Nou, omdat die vrou hierdie belangrike taak vervul binne in die gesin, is die man meer op die agtergrond. Kom ons sê vrou en man werk. Altyd kom by die huis, almal is moeg. Dis amper outomaties dat die vrou vir die man koffie sal maak. Nie die man vir die vrou nie. Okay? Baie keer sal die man sê, my vrou, vanaand maak ek sommer koffie vir jou, terwyl jy vir ons kossies maak. Goed. So ek dink ons kry die prentjie, en ek dink meeste gesinne wat gesond is verstaan wat ek vanaand vir julle vertel. Nou wat gebeur nou? Nou begin die man so op die vrou te steun, dat selfs geestelik begin daar 'n probleem te kom. Want die vrou neem die versorging, die kos is in die huis, kom ons sê die man is die primêre broodwinner, maak ook nie die saak nie, want deesdae is die rolle baie agterste voor, maar daar's kos in die huis, daar's vleis in die yskas, of wat hy weer die geval mag wees, die vrou moet net uitgaan en die kos gaan kry en dit gaan gaar maak. As hy dit nie doen nie, gaan 'n man voel, maar wat is die probleem hierso? Nou, geestelik, kom ons as mans ook baie keer op die punt van, ons verwag van die vrou om nog steeds geestelik ons ook te kom voed. Vleeslik verstaan 'n vrou haar plig, die ma verstaan haar plig. Sy doen haar plig, sy sorg en vind uit, hoor, is die wasgoed gewas, is die kinders se klere reg, skool, is die kos reg, sy sorg dat dit loop, sonder dat daar 'n wetboek is wat sê jy moet dit doen, want enige gesonde ma wil dit doen, want sy is lief vir haar kinders, sy is lief vir haar man. Nou, ons as mans kan so steun op ons vrou, dat ons geestelike verpligting op ons vrou afskuif. Dit is nou primêr die vrou se probleem. Nou praat ons van 'n vrou wat die Here dien. Sy met die versorging van die huis behartig, soos wat ons nou genoem het, sy kry nog tyd, in al daai harwar, kry sy nog tyd om tyd vir die Here te spandeer.
En dis hoekom die Here sê, die vrou wat kindersbaar sal ook gered word, as sy bly in die geloof. Nie sy moet bly kindersbaar om gered te word, dus lees hy skrif verkeerd. So, die Here weet, die vrou, die ma, het meer pligte. So sy gaan nie nou by die huis kom in 3 ure afsonder in die binnekamer. En 'n ma wat dit doen is 'n baie de mekaar huisgesin en sy is in anyway besig met 'n vreemde godsdiens. Goed. So nou kry die ma nog tyd vir dit ook. Wat doen die pa? Wat doen die man? Hy sit maar daar op sy sitkamerbank, 10:01 en kyk hy nou TV, want hy het nou 'n harde dag agter die blad gehad. Hy is nie die lus vir almal se nonsens nie. Hy is nie die lus vir die kinders se streke nie. So hy kry homself hier uit die ding uit. En die ma moet net hoor en sy moet kos maak en die kinders is op haar, dis die hele storie en die pa sit. Dan verwag hy nog 'n beker koffie. As die koffie klaar is, moet die vrou nog die beker ook wasbak toe vat. Dit raak gemaksigtig. Ek sê nie dis almal nie, maar die man het daai neiging. Ek weet op 'n stadium was dit so gewees, my vrou het baie ure gewerk, lang ure. So ek het baie skottelgoed gewas, baie wasgoed gewas, eintlik die huishouding hanteer en dit was nie lekker nie, want dit was 'n koue huis. En die dag toe die dinge en my vrou sê die besigheid en dinge begin normaliseer, het ek dit moeilik gehad om vir my vrou te sê, my vrou sal vir my koffie maak. Hoorie, wat eet ons vanaand? Ek het nie eens my vrou gevra om my klere te stryk, ek het dit self gestryk. So ek het in 'n ander ding begin ingaan. Nou, die groot ding van die saak is, in 'n gesonde huwelik waar dit funksioneer soos dit moet funksioneer, kom mans ook op 'n punt, en hulle raak gemaksigtig. My vrou moet nou vir ons tydelik sorg, en geestelik sorg. Nou, terwyl jy 'n vrou vasvat in die vlees, wat haar deel is, God weet is haar deel, God weet sy gaan minder tyd aan hom spandeer, maar tog knyp sy tyd af. So sy kan nie dit doen. So waar is die man? Nou moet die man inspring en hy moet die geestelike versorging in die huis inbring. Nou, as ons kyk na die gelykenis van die verlore seun, die laaste deel, toe die oudste broer nou so ongelukkig was omdat die pa die jongste seun so mooi behandel het, omdat hy nou mos nou alles verkwansel het ensovoorts, en hy kom terug en hy sê, is jammer, en sy pa gee vir hom die beste ensovoorts. Toe sê hy vir die oudste seun, maar alles wat myne is joune. Jy maak nie daarvan gebruik nie, dis jou probleem, as jy nie daarvan gebruik maak nie. Jy moet verstaan, as man, jy is ook in God se huis. Jy moet geestelike voeding na jou familie te bring, na jou vrou te bring en na jou kinders te bring. As jy by die huis kom en het nie nodig om ergens te help of uit te sorteer of wat ook al nie, in plaas om nou te sit en jou televisieprogram te kyk of whatever jy nou kyk op televisie of op social media, waarever ons kyk, dis nie altyd eens meer televisie nie, die meeste van die tyd is maar die selfoon. Vat jou selfoon en lees eerder 'n paar stukke uit die woord uit. Of lê net daarso en bid vir 5 en 10 minute. Praat net 'n bietjie met die Vader. Sodat jy daai geestelike voeding in die hande kan kry, dat jy as man, as pa versterk kan word, om daai voeding vir jou huismense te kan gee, vir jou vrou, vir jou kinders. Want, my vrou het altyd vir my gesê, nou praat ek van jare, ons kindertjies was nog klein, nog eintlik al voor geboorte, het sy altyd vir my gesê, my man, jy moet een ding vandag verstaan, en dit is so 'n paar jaar gevat voordat nou hierdie manlike kop het kon verstaan het, en die hart, jy moet een ding verstaan, 'n vrou, as jy vir haar geestelike sekuriteit bied, sal sy saam met jou klippe kou, sy sal saam met jou in die veld gaan bly, sy sal saam met jou tekorte hê, maar dan moet sy weet, jy kan daai geestelike sekuriteit bied. Sy moet weet, jy is voor God, en jy lei in gees en waarheid. Want haar gees, om die tyd wat sy aan die Here spandeer, is voor God. So haar gees, haar innerlike, kan ook onderskei, is hy nou besig om droog te maak, of waar is hy mee besig? Dit is waar baie keer onnodige fights rondom godsdiens in die huis ook kom, wanneer man en vrou die Here dien, is juist hierdie aspek. Want die man gee voor, hy is besig, maar hy is nie eintlik besig nie. Hulle praat mos nou van die sixth sense of the vrou, en dit is glad nie so nie. As jy 'n kind van die Here is, het jy die gees van die Here wat weet, hoor hierso, maar dinge is nie soos wat dit is. So kan jy so rely op jou man,
geestelik, soos wat hy op jou rely, tydelik. En as jou vrou opslip ergens in die tydelike, dan kry sy dit van alle kante af. Goed? Hoe sê hulle, die ma moet alles doen, maar die ma kan niks reg doen nie. En dit is baie keer die scenario, veral met die kinders. Nou jy as man moet op daai punt kom, om daai geestelike ondersteuning vir jou vrou te kan bied. En die enigste manier is, jy as man, nie jou geestelike plig afskuif na jou vrou nie. Jou vrou het oores genoeg om te doen. Sy worstel haar eie sake deur. Dit is nou afgesien van die hele smarte wat die vrou permanent 24 ure 'n dag in haar liggaam het. Tot die dag wat die vrou haar kop neerlê. En is nie net tydens swangerskappe, is tydens sekere tye nie. Vrouens het smarte in hulle liggaam en 'n challenge in hulle liggaam 24 ure 'n dag. Maar as jy as man daai geestelike voeding kan bring, en hy bemoediging kan bring, en hy aanmoediging kan bring, dan haal hy las af. Dan weet sy, en onthou net, dan gaan jou vrou op jou steun, trust me. Ek is nommer 1. Jy gaan, my vrou sê, amper sê Karen, my vrou, sê altyd, dis ook baie keer die vrouens so verlief raak op pastore, want 'n man wat die Here dien is 'n mooi man. Maar ek kan vir jou sê, 'n vrou wat die Here dien, mense, ek wil nie in daai rigting ingaan nie. 'n Vrou wat werklik, maar jy met jou vrou ook rede kan gee om spontaan die Here te kan dien. My vrou is baie keer so oulik in die Here. Nou, ek weet nie julle wat nou die laaste liedjies, die Afrikaanse liedjies wat vandag opgegaan het, my vrou alles geskryf en ek love dit as sy liedjies skryf. Ek moedig aan sy. Ons het eintlik vanmiddag al gesit by die Frans het vir ons lekker vleisie gebraai en Susan en Kathleen het lekker slaaië gemaak. Jo, die kossies was lekker. Ek het 'n steak gehad, né? Is letterlik so groot as die bord. Dit was 'n verskriklike besigheid geweest. Maar nietemin, nou sê Karen vir my, wat se liedjies is daar nog? Ek sê vir die oue van daar. Ja, die volgende, toe kom die lied. En ook die laaste enetjie van Slinger, dit was net super. En as dit gebeur, ek wil my vrou opvreet. So oulik is hy. Nou net, ek gaan nou nie op baie, ek hoor ons alles spot al met ons oor ons poppies. Nou my poppies, ek sal jou opvreet. Okay, so ek dink, met daai gesprek, is daar ietsie wat julle hierso by wil bylas of sê, of net? So die man moet ook die koskaste in die hemel leegmaak en kossies voorberei vir sy gesin. Ja, daar sê hy. Soos wat die vrou dit doen in die kombuis. Ja, prys die Here, en die amazingste deel, soos wat jy gebruik, die hemel se raak nooit leeg nie, het raak nooit klaar nie. Hierdie koskassies kan klaar raak. Ja, jy daar hoef jy nie te koop nie. Jy net met jou tyd gaan koop. Dis al. Eerste stres om te gaan betaal is nog verniet op. Ja. Dit is soos die druk wat die man het wanneer hy moet gaan die kos koop en hy geld nodig het, is verniet, jy kan dit gaan haal. Ja, die Ja. man kan sy kos Ja, verniet kry. verniet gaan kry. Ja, die hemel is verniet. So. Ja, so prys die Here, dit is nou 'n lekker, so 'n gedagte wat ons nou gisteraan so om die tafel gesit en kuier het. En dan was daar 'n ander mooi gedagte oor binnekamer. Dit kom eintlik na al van ons kuier daar by Ruwaida en Terrence en Hopefield af oor die binnekamer. Nou Ruwaida se ma het vir ons gevra oor die onderlinge byeenkomste. Dis eintlik die regte ding. Ek praat nou van binnekamer, onderlinge byeenkomste. En terwyl sy so vra en in opregtheid en in liefde, sure, dit was my so mooi geweest terwyl ons daar gekuier het. Daar sê Ruwaida se ma vir ons, mag ek julle ietsie vra? In nederigheid, in liefde. As ons verduidelik, sê ek, jong, Tannie, verstaan jy? Sy sê, jong, ek verstaan nog nie heeltemal nie. Sê ek, wat dink Tannie, verstaan Tannie nie? Wat is nog onduidelik? Dan verduidelik sy haarself weer. En so het daai gesprek gevloei dat ons by baie mooi antwoorde kon uitgekom het. So dit was net 'n lekkerte wat ons daar gekuier het in Hopefield, daar by die Hendrikse. Nou kom ons gaan hier na Hebreërs 10 toe. Dis nou die gewilde skrif oor die onderlinge byeenkomste. Moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie, want want sommige het die gewoonte om dit te doen, en ons moet nie daai gewoonte kweek nie. En ek gaan net die een vers lees, dan gaan ek so paar verse voor dit begin lees, sodat ons iets ook kan begryp rondom hierdie skrifgedeelte. Dis nou Hebreërs 10, vers 25, as ek dit reg het.
Ja, kom ons lees net eers vers 25. Hebreërs 10 vers 25. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, na mate julle die dag sien naderkom. Goed, so hierdie skrif is duidelik, dis ja en amen, dis presies waaroor dit gaan. Moenie die onderlinge byeenkomste versuim, so sommige die gewoonte het nie. Goed, nou, dit het my in die hart getref, en natuurlik gegeewe ons bediening, is hierdie vraag wat seker in elke liewe huisgesin is, en mense sal vir ons vra, okay, onderlinge byeenkomste, dan verduidelik ons vir hulle, dan kom ons volgende keer daar, onderlinge byeenkomste, dan verduidelik, dis asof die baie keer hierdie saak nie in ons hart wil vastslaan nie, en ek dink, die antwoord wat die Here vir ons gelei het, en uitgesorteer het, dink ek kan vir u antwoorde gee. Nou, ek wil net gou vinnig nog 'n skrif net so uit my kop uit noem, waar die Here Jesus praat van gaan in jou binnekamer. Goed, gaan in jou binnekamer, sluit die deur, praat met jou Vader wat in die verborgen is, en jou Vader wat in die verborgen is, sal jy nie openbaar vergelde. Goed, nou kom ons by 'n ander skrif, in Hebreërs 12, en dit is mos 'n baie gewilde skrif, ek dink in die bediening ken ons hom al uit ons kop uit, maar al lees ons hierdie skrif, maak dit nog steeds, en dit is wat gebeur het daar by Riboeidale, ons lees die skrif en die tannie sê, nee, ek verstaan nog nie, sê ek, okay, kom ons try nog 'n keer, okay, so kom ons lees ook maar die skrif in Hebreërs 12, en ek gaan lees vanaf vers 18 af, eintlik die kerngedeelte, ja, tot en met vers 23, 18 tot 23 van Hebreërs 12. Want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur, en donkerheid en duisternis en storm. Nou het hy natuurlik verwys na die Ou Testament toe hulle by die berg Sinaï was, het hulle daar saamgekom, nou sê hy julle het nie daarby gekom nie, so julle het nie by iets tasbaar gekom nie, die dag toe julle lewe met die Here reggemaak het dit nie meer gegaan oor die tasbare, oor die sigbare nie. Maar hierso word ons aangemoedig om te verstaan dat ons lewe gaan oor baie meer as die tasbare. Nou as ons hierdie vers seker moet vertaal na ons verstaan van dinge toe, kan ons seker maar sê, dankie Peer vir die skrifte, kan ons seker sê, want julle het nie gekom by 'n kerk nie. Julle het nie gekom by 'n kerkgebou nie. Goed, as ons dit nou maar moet vertaal na ons tyd toe. Maar nietemin, ek wil nie daarby stilstaan nie. En basyngetlank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het, dat hulle geen woorde meer sou toevoeg nie. Want hulle die gebod, want hulle kon die gebod nie verdra nie, selfs as die dier die berg aangeraak het, moet dit gestenig word of met 'n pyl geskiet word. Nou, hulle kon nie die gebod verdra het nie, en daarom, wanneer God verskyn het aan hulle, was dit vir hulle 'n vreesaanjaende tyd gewees. Daai vuur, né? Ons het nou die lied gehoor oor die vuur, die oue van daar, sy troon is vol vuur. En, ja, kom in, is Jan hier so. Kom in Jan, jy is welkom hoor. Ons kuier vanaand, ons hou nie kerk nie. Daar sy. So Jan het ons aangesluit, jy is welkom asseblief, jy is meer as welkom. So ons het nou so mooi gehoor oor die verteenvuur. Nou ook net baie interessant, in die Ou Testament die vuur wat daar is. Natuurlik God self kon nie op hierdie aarde en kan nie op hierdie aarde wees, anders gaan die aarde ontplof en vernietig word, en dis wat met die wederkoms gaan gebeur. Maar God se engele het gemanifesteer op die berg in vuurvlamme, van so 'n aard dat die mense dit nie kon hanteer het nie. Dan wil die mense engele hiet en gebied. Dan wil die mense sommer sê, ek het 'n engel hier gesien en ek het 'n engel daar gesien. Wanneer God met Moses deur die engel op die berg gepraat het, het sy aangesig geblink, selfs in die tent van samekoms, dat hy 'n sluier moes oorgesit het, weens die heerlikheid van God, wat op Moses was, van die woord sê, hy was 'n baie sagmoedige man geweest, sagmoedigste man op die aarde. Maar omdat die volk se hart voor God nie reg was nie, kon hulle nie na die heerlikheid van God gekyk het nie. En nou in Hebreërs verduidelik hy dit ook vir ons, ek wil nie net op dit stil staan nie.
En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en sidder. Ek meen, tot Moses het gesidder. Ons weet dit, né? Maar tog, weens sy hart wat voor God reg is, om sy wil te wil doen, om hom te wil dien en al die tipe van goeders, het gemaak dat God met hom bly kon praat. Maar julle het gekom, nou sê hy, waar het ons gekom? Julle het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en 10.000 engele. By die feestelike vergadering van die gemeente van eersgeborenes, wat in die hemele opgeskryf is, en by God die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. So prys die Here, dis net baie mooi. Maar hy sê, by die feestelike vergadering, nou vergadering is letterlik 'n byeenkoms. Dis letterlik 'n onderlinge byeenkoms. Dis wat die woord beteken. By die gemeente, dis die kerk. So die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, het jy by die hemelse kerk, by die hemelse onderlinge byeenkoms aangesluit. En wie is daarso? Dit is hulle wat klaar al gesterf het in Christus wat nou daar is. Jou siel is daar ergens by hulle, of hulle jou herken wie jy is en wat ook al, weet ons nie, want hierdie aardse liggaam sny ons af. Goed, hulle kan ook nie met ons kommunikeer nie, hulle mag nie. Goed, jou siel is nie daar. Hierdie is net 'n aanmoediging, hierdie is net 'n bemoediging vir ons, om te verstaan dat dit gaan nie oor die aardse nie, dit gaan oor die hemelse. Jy moet verstaan, jou siel is in hemelse plekke, soos hy op die ander skrif sê in die woord. In hemelse plekke. Hoe dit al lyk, weet ons nie. Dit is nie in ons geopenbaar nie, en God gaan dit nie in ons openbaar nie. En as iemand sê, God het dit aan hulle geopenbaar, glo my, ek vat dit met 'n knippie sout, want meeste van die goed wat mense kry, is nie van die Here af nie. Want as jy God ontmoet, as jy die engele ontmoet, as jy Jesus ontmoet, moet jou lewe so radikaal verander. Jy moet nie dieselfde ding, redeneer en praat nie. En dis wat met almal in die Bybel gebeur het. Sodra hulle daai ervaring gehad het, en partykeer net 'n visioen gehad het, het hulle lewe ingrypend verander, omstandighede het verander. Dan slaan ons dit sommer net so goedsmoed, en die God wat 'n verterende vuur is, sy troon is 4 vlamme. Daar gaan 'n stroom van vuur uit sy troon uit. En die woord sê miljoene aanbid om, 10.000 van 10.000 is miljoene. Hulle het nie die woord miljoen in die Bybel gehad nie, daarom sê hy 10.000 van 10.000. Dis hoekom hy dit so skryf. En dan is ons partykeer sommer so, God het dit gesê, en God het dit gesê, en God sê so, en nee, weet ons wie is God? As jou siel nie by daai vergadering is nie, dan weet jy nie wie is God nie. Jy weet nie met wie jy te maak het nie. Maar jy's by hierdie hemelse onderlinge byeenkoms. Jy's in die hemelse kerk. By die 10.000 van engele, by Jesus en God die Vader self, by die lewende wesens wat Jesaja gesien het, hierdie seraf, ons lees ook in Openbaring, hoe hierdie lewende wesens om die troon van God is. Jou siel is daar ergens in die hemelse plekke. Wow, is dit nie amazing nie? Ek wil jou opgemonde maak vanaand, dat jy kan verstaan, jy is daar. Goed, nou, kom ons gaan na die volgende punt toe. Nou kom die Here Jesus en hy leer ons om te waak en te bid. Goed, nou jy kan nie, en dit is wat nou vroeër gesê het met gisteraand se gesprek, jy kan nie voeding van iemand gaan gee, jy kan nie iemand gaan bemoedig, jy kan nie met iemand moet praat as jy self nie het nie. Goed, so as die vrou van die huis, net so nou en dan in die kombuis inkom en net kyk wat daar aangaan en loer en dalk 'n eiertjie hier bak en 'n dingetjie daar bak, haar gesin gaan nooit gevoed kom nie. Never ever. Haar gesin gaan nooit iets kry nie. Wasgoed gaan nie gewas word as jy een keer maand besluit,
kom was maar so 'n bietjie die wasgoed. Dit gaan chaos in 'n huis wees. Ons weet sulke huise waar daar kondisies en probleme is, dit is chaos in sulke huise. Goed. Nou, sê die woord, moenie die onderlinge byeenkoms versuim nie. Nou kom ons lees gou net so 'n paar verse vroeër in Hebreërs 10. En dan gaan jy dalk verstaan, die skrif in Hebreërs 12 baie beter verstaan. Nou ons gaan lees Hebreërs 10 vanaf vers 19. Hebreërs 10 vanaf vers 19. Wow. Sê weer? Tot vers 25. Hebreërs 10 vanaf vers 19 tot 25. Kom ons lees gou daar. Terwyl ons dan broeders, en hier onthou net, hy praat hier met kinders van die Here, hy praat nie met ou wat nie nog nie die Here aangeneem het, wat die Here nie dien nie, wat nie weergebore is nie. So hy praat nie van al die mense op die aarde nie, en dit is waar die hele sendbrief van Hebreërs gaan, dit gaan slegs oor kinders van die Here, en instruksies teenoor hulle, om hulle te herinner wat is hulle sake, want ook Hebreërs 10, vroeër en Hebreërs 6, praat ook daarvan, wanneer kinders van die Here afvallig raak, en hoe erg dit is, en al die klas van dinge, en ons gaan nou so 'n bietjie saamgesels oor die goed, alles oor, in 'n neutedop. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het, kom ons let op, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel, heen dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Nou, as die ma onvrymoedig is om in die huis in te gaan, wat gaan gebeur? Die huis val uit mekaar uit. Want die middel is daar, die man werk daar, die koskast is vol, die wasmasjien is daar, die waspoeier is daar, die goeders is daar, wat al die goeders moet laat werk, en die vrou het nie vrymoedigheid, die huis val uit mekaar uit. Ok? So ons moet vrymoedigheid neem, om by daai heiligdom in te gaan. Jy sê, ja, ek is bekeerd en alles, maar verstaan jy dat jy daar is? Verstaan jy, het jy daai vrymoedigheid? En dit is wat die woord sê, as jou hart jou nie veroordeel nie, het jy vrymoedigheid teenoor God. Maar nou veroordeel ons hart, en ek wil nou nie hierso op kinders in die skool mik nie, glad nie. Ek was ook daar, so ek kan nie baie praat vandag nie. Jy sal eerder 'n triek, seuns is vol streke, ek het vergeet hoe my seun was, maar nou kom ons in huise waar seuns is, hulle is vol streke. Die girl vat die pakkie Bilberry horings en dan gaan sy druk deur ongeag, maar die man, nee, ek kan hom makliker so doen, ek kan hom makliker so doen, ek kan hom daar nog jippe, ek gaan nog deurkom, ek was so, seuns is so, dis ons is, en ons word met daai geestelike mentaliteit groot. Nou trou ons, nou is dit die vrou se plig om vir my geestelik te sorg, want ek het die vrymoedigheid om in te gaan nie, want my hart veroordeel my. Nou sit in worry, jy plaas jy jou toets gaan leer, sodat jy kan deurkom, nou is jy so besig met triks, dat jy anyway nou nie goed doen nie, plaas jy net die triektyd, vat en leer. Ok, ek was ook daar, huiswerk doen, nee, is nie nodig vir die huiswerk, jy het gesê volgende week, maar doen dit nou, jy het mos nou gekry, nee, eers volgende week. Nou volgende week kom, dat jy eweskielik 10 vakke so goed bo op jou, nou wat gaan jy doen en wat gaan jy los? En nou wat gebeur, kom jy by die skool, ek weet nie, deesdae of jy nog die verskonings van die hond het alles opgeëet en die kat en die goed nie, maar nou ja, al die goeders is seker maar nog daar. Vir al die seuns, ons is vol stories, né? Nou is dit nog steeds die vrou se plek, want die man is onvrymoedig om waar in te gaan? In die heiligdom. Waar is die heiligdom? Die hemelse Jerusalem, die vergadering. Die hemelse vergadering, die hemelse onderlinge byeenkoms. En natuurlik, dit geld nie net vir die man nie, maar net om die simboliek te kry. Baie keer Jesus het gelykenisse vertel. Wel ons het baie keer so uit mekaar trek, maar hy het net 'n beginsel oorgedra. Wees versigtig soos die slang en opreg soos die duif. Hy het nie gesê wees soos 'n slang nie. Hy haal 'n eienskap uit. So kom ons leer net uit die simboliek uit. Ons moenie soos 'n slang wees nie. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart. In volle geloofsekerheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Wat is die rein water? Dis die woord. Man, het jy al tyd vir God spandeer en vrou,
maar omdat ek 'n man is, wil ek so 'n bietjie hamer op die mans. Hoeveel tyd spandeer jy vir God, dat jou gewete gereinig kan word? Besprenkel met, hoe word jou hart besprenkel en gereinig met die bloed van Jesus? Wanneer dinge pla, hinder, skeefloop, sonde, ongeregtigheid, jy bely dit. Dan die bloed van Jesus reinig jou siel. Nou gewas met rein water, wat is die rein water? Dis die woord van God. Wat jy mee gemeenskap moet hê, wat jy moet lees, wat jy moet bestudeer, sodat jou denke kan verander van ou idees na die idee wat in God se woord opgeteken is. So wanneer jy jou sonde bely, dan reinig die bloed van Jesus jou. Wanneer jy deel raak van die woord, en jy, omdat net as jy 'n sonde bely, pas jy die woord toe. En in dieselfde proses, kom die woord en hy reinig jou ook, sodat jy vrymoedigheid kan hê om die troon van, want wat reinig hy jou? Hy reinig jou van daai trots, daai geaardheid, daai manier, daai denke van jou. Die bloed van Jesus was die sonde weg, die fisiese sonde wat jy bely. Dit was dit weg. Maar die woord met hierdie denkmanier, die verskonings. Hoeveel verskonings het ons? Ek het nie tyd nie. Ek is moeg. Ek met dit. En daar gaan daar wees wat jy geen tyd gaan hê nie. Ek stem met jou 100% saam. Maar wat van die dae wat jy wel tyd het? As jy nou so in die gewoonte om nie tyd te hê nie, dat dit die vrou se plig is om jou geestelike voeding te kom gee. Goed. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Hy sê, laat ons op mekaar ag gee. Om mekaar in liefde tot goeie werke aan te spoor. Nou as jy as man nie voor die Here is nie, dan het jou heel eerste gemeente is wie? Jou huisgesin, jou vrou en jou kinders. Hoe gaan jy hulle aanspoor? En ook, as 'n mens lui is, het mense 'n verkeerde begrip van liefde. En 'n mens moet daai begrip regkry, en jy kan dit slegs regkry wanneer jou gewete gereinig is deur die woord, want jy moet in die woord verstaan, wat is ware liefde? Wat is goeie werke, werklik volgens die skrif? Nou dis die man, en dis hoekom die woord sê, die vrou moet by die huis geleer word deur 'n man, maar as die man nie op die plek is waar hy is nie, waar moet sy geleer word? Dan gaan sy natuurlik gaan na iemand toe, by wie sy dink, hoor hierso, hierdie is die regte lering vir my. En dan raak die man partykeer ook nog opstandig en kwaad, ja, my vrou loop na agter die prediker aan, dan loop sy agter daai prediker aan, maar waar is jy om jou vrou rigting te gee en leiding te gee? Jou vrou is dalk vandag in 'n vrees en in 'n benoudheid. Hoor hierso, as ek die besluit gaan verder neem, gaan ons dalk in 'n verkeerde ding ingaan. Maar waar is jy as man om daai standvastigheid te behou? Om die vrou eintlik aan te moedig. As die vrou moedeloos raak, maar nou verwag jy aanmoediging primêr net uit die vrou uit. My vrou moedig my ook aan en ek moedig haar ook aan. Dis nie net 'n one-way street nie, maar dit begin by die man. Goed. En laat ons laat ons onderling byeenkoms nie versuim so sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons by mekaar vermaan en des te meer na mate julle die dag sien naderkom. So hier praat hy, soos wat ons sien, die dag kom nader, die wederkoms, en natuurlik die einde van jou lewe ook, moet jy al hoe meer erns maak met jou geestelike lewe, dat jy nie wegval nie. So wat gebeur nou? Ons versuim, nommer 1, ons verpligting in ons hemelse kerk, in ons hemelse byeenkoms. Ons kom nie daar byeen nie. As jy nie daar byeenkom nie, wat soek jy in 'n gebou? Wat soek jy daar? Social, vlees, wêreld, praatjies, wat soek ons daar? So ons versuim ons geestelike onderlinge byeenkomste. Dis wat ons versuim. Nou wil ons redekabel oor die fisiese. Kom eers by die geestelike uit. Wanneer jy voor God is, wanneer jy hom soek, wanneer jy bid, wanneer jy die woord lees, dan is jy by die hemelse onderlinge byeenkomste in kerk. Jou siel is daar. Jy moet die voeding gaan kry. Die vrou kan in die huis bly,
en die kombuis vir my, en die wasmasjien vir my. Dit is in die huis. Maar as hy heel dag net op haar foon gaan sit en nie oor haar kinders en haar gesin worry nie, val die huis uit mekaar. Die middele is daar. Ons is in die huis, maar ons versuim om voor God te kom om geestelike voeding te kry. Dis eintlik al wat dit sê. Daar's nie 'n fisiese kerk in die hemel en dan gaan jy in die kerk en kom jy uit die kerk uit nie. Die hemele, die woord sê, die hemele is God se troon. Dit gaan oor meer as net 'n stoel. Die hemele is God se troon. Dis sy plek van heerskappy, dis sy krag, dis sy heerlikheid, dis sy majesteit. Nou kom ons geestelike onderlinge byeenkomste, kom ons dit nie na nie, ons versuim dit, dan wil ons nou huil oor 'n fisiese. Kom eers jou geestelike na, kom eers daarby uit, en leef dit wat jy kan leef in jou huis en in jou omgewing. En in dit alles, in ons bediening self ook, kan ons so geestelik opstaan. En ons het nou met die gawes les gepraat, hoe en wat en al hierdie tipe van goed. Ons kan so geestelik opstaan, dat ons 'n bemoediging vir die broeders kan wees, sonder om fisies in sy huis in te stap. Nou ons het met die gawes les en Bybel sê dit lekker deurgepraat, hoe mense dit kan doen, wat is die pad, hoe jy jou hart moet oopmaak, en ook die groot ding, wat ek besef, die grootste probleem, en dis ook een van die dinge waar ons oor gepraat het, is sagmoedigheid en nederigheid. Dis 'n groot krisis. Ons maak die evangelie iets wat dit nie is nie. Ons maak dit hard, ons maak dit eie sinnig, ons maak dit ons eie opinie, ons maak dit ons eie idee, sonder om te verstaan wat die woord sê. En as iemand ons kom leiding gee oor wat die woord sê, is ons hart nog steeds opstandig teenoor dit. So wat as jou hart opstandig is teenoor dit, maak nie saak hoe jy die evangelie gaan uitdra nie. Jy dra dit met 'n opstand uit, want daar waar die Here jou gesit het om 'n eenheid te vorm en uit te sorteer, lê 'n probleem. Dis nie jy is opstandig teenoor die kern nie, en buite is jy right nie. Opstandigheid is opstandigheid en gaan oral. En dit is wanneer ons die evangelie in hardheid en in wreedheid en in eie sinnigheid uitdra, en wanneer iemand vir jou kom sê, hoor hierso, nie so nie, maar so, dis wat die woord sê, dan voel jy iemand wil jou lewe beheer. Want ons wil nie laat gaan van dit, van ons ou lewe nie, want ons versuim ons geestelike onderlinge byeenkomste. Maak dit sin, kan ons nog ietsie byvoeg? Ja. OK, so prys die Here. Wat trek ons? Sê weer. Ek het net gevra as 'n man jy dan 'n verkeerde leiding gee en Die groot ding is as die man verkeerde, dit is soos man en vrou. Daar's baie keer die vrou wat nie die regte ding is en die man is verkeerd en die man is nie die regte ding en die vrou is verkeerd. Jy moet jou saak voor God uitmaak en jy moet staan vir dit wat waar en reg is. En dit agter die man gaan as hy verkeerd is. ja, jy kan nie agter hom aan gaan na sy kerk toe gaan nie. Goed? Maar dis wat die woord sê, in die huis moet jy nog steeds sy onderdanigheid, sy liefde en sy sagmoedigheid betoon en uitleef. Hy sê as jy bereid is om saam met die ongelowige, ou wat in verkeerde geloof is so goed soos 'n ongelowige. As jy bereid is om in 'n huwelik te bly, moet jy volgens die huweliksvoorwaarde in die woord leef, want jy dien die Here. Goed, so dit is die groot sy van die saak, maar omdat ons hard is en ons raak omgekrap en ons raak baie keer bitter, raak dit vir ons 'n tammeletjie. Goed, maar jy kan nie agter, dis nie so waar my kind bly nog in die huis, my kind is met die verkeerde ding en ek volg agter my kind aan. Nee, jy kan dit nie doen nie. Goed. Ek dink dit handel dit af. Maak dit sin? So dis 'n geestelike onderlinge byeenkomste wat ons versuim. As ons dit werklik, en ook as jy dit nakom en jy spandeer tyd voor God, gaan jy in elk geval nie baie worry oor baie dinge, want dan gaan jy geestelik dinge verstaan wat werklik sin maak. Goed. Nou die ander saak is vir my ook so mooi, en dit kom nou, en ek besef alles wat ons gepraat het, kom so half by mekaar uit. En dit is nou die skrifgedeelte in Jeremia 6 vers 16. Kom ons lees net gou daar. Ons het mos nou die lied daar ook oor geskryf, oor die ou paaie, soos julle het nou gehoor, die lied wat Karen gedoen het oor die oue van daar en die ou paaie, het sy sommer so lekker saam ingevleg,
maar daar's 'n Engelse een wat ek ook gedien het, net oor die ou paaie, so jy kan daar ook daarna gaan luister. Op ons Telegram channel is ons audio, as jy nog nie in ons Telegram channel behoort nie, asseblief kontak ons, sodat as jy in daai rigting kan stuur, en ek laai ook alles op ons YouTube kanaal, die aanlyn kerk. Nou, op ons YouTube kanaal, ek moet 'n videoetjie maak, so dit wys as videoetjies daarso, van hulle shorts, van hulle gewone lang video's, maar vir die wat YouTube Music het, die YouTube Music en daai ding is outomaties gekoppel, so jy kan dit daarso ook luister. Goed, so daar is maniere om daarby uit te kom, praat net met ons, en dan stuur jy in die regte rigting in. Hy sê vir ons hierso in Jeremia 6 vers 16, so spreek die Here, staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin, en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê, ons wil nie daarin wandel nie. En dis die opstand van die mens. Dis die rebellie van die mens. Dit is die eie sinnigheid van die mens. Jy wys om die ou pad, dan sê jy, ek wil nie daarin wandel nie. Ek het my eie idee. Ek versy my onderlinge byeenkomste geestelik, maar dan wil ek nou my eie idee kom afdwing, asof dit die woord van God is. Nou, dit het my natuurlik laat dink ook aan want hier praat hy van rus vir jou siel. En hier is die klem, so hier kan ons sien, hierdie skrifgedeelte het niks te doen met die fisiese nie. So wat is dan die ou paai? Want onmiddellik as jy natuurlik hier gaan lees, Jeremia het gelewe in die tyd toe die eerste ballinge al begin weggevoer word. God se toorn was openbaar teenoor Israel, omdat hulle soveel afgode gedien het, hulle rug teen die Here gedraai het, ensovoorts. Nou sê die Here, keer terug na die ou paai. So outomaties dink 'n mens, Ou Testamentiese wet. Maar tog in die Ou Testamentiese wet het God duidelik het vir hulle gesê, julle siel sal eers kan lewe wanneer ek julle hart en die hart van julle kinders gaan kom besny. So het hy werklik waar verwys na die Ou Testamentiese wet? Nee, want hulle siel het nie gelewe nie. Okay, dis amazing. En ek wil net gou dit vinnig genoem voor ek oorgaan na Jesus se saak toe. Kom ons lees gou eers dan Matteus 11 vers 28 tot 30. Matteus 11 vers 28 tot 30. Dit moet makliker wees om deur te praat. Matteus 11 vers 28 tot 39. 28 tot 30. Matteus 11, 28 tot 30. Daar sê, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Nou, as ek nou kan vra, hoekom was Jesus se juk sag? En hoekom was sy las lig? Kan die julle vir ons daar kommentare gee? En hierso. Okay. Jy kan dit dik. Jy kan dit dik. Wat dan die hemelse vergadering was. Hy het sy tyd daarop gespandeer. Sy onderlingse byeenkomste by. Sondeloos. Wat maak ons vermoeid en belas? Sonde. Ongeregtigheid. Dit bring daai juk op ons, dit bring daai las op ons, want wat gebeur nou? As jy met sonde bevang is jy onvrymoedig om in die hemelse byeenkoms in te gaan. Jy is onvrymoedig, maar nou sê die Vader vir hy, kom na my toe, as jy vermoeid en belas is. Nou lees ons hier by Jesus, hy is die middelaar, God skenk hy was nederig, sonde, ja, sonde is die groot ding. Nou sien ons, die Vader verwyder daai las van sonde en ongeregtigheid deur Jesus Christus. Daarom sê hy, as julle na my toe kom, sal ek rus gee vir julle siele. Ons weet uit die hele konteks van die woord uit, dat die Vader, Jesus doen alles wat die wil van die Vader is. Hy doen niks buite die wil van die Vader nie. So alles wat hy doen, alles wat hy sê, is die wil van die Vader in elke opsig. Goed.
En hy het ook gesê, wanneer hy sal die Heilige Gees van die Vader bid, en ek sal dit vir julle gee. So die Vader gee tot die Heilige Gees, vergifnis, verlossing, alles deur Jesus. So ons mag Jesus daarvoor vereer, dat die Vader deur hom al hierdie verlossing ensovoorts bring. So deur Jesus kry ons rus vir ons siele. Nou moet ons by Jesus leer. Jesus was totaal sondeloos. Hy was nie begeerig na die wêreld nie. Kom ons sê, jy doen nou nie die groot sondes wat in die klok gehang word nie. Hoe begeerig is ons baie keer na die wêreld? Dit maak ons onrustig. Hy sê in Jakobus 4 so mooi. Hy sê, waarom is daar vegtery en oorlog tussen julle? Hy sê, omdat julle nie bid nie. Julle bid nie en verkry nie. So as jy nie bid nie, gaan jy nie verkry nie. As jy nie jou sondes gaan bely nie, gaan jy nie vergifnis verkry nie. Dis die enigste manier om van sondes ontslae te raak. Dis skriftuurlik. So as jy nie jou sondes gaan bely nie, gaan jy nie vergifnis verkry nie. Nou sê jy, julle bid, om dit wat julle bid in julle welliste deur te bring, met ander woorde in julle wêreldse gierige lewe deur te bring. Nou sê hy, dit veroorsaak oorlog en vegterye. Die een groep bid, maar hulle bid vir die verkeerde rede, en die ander groep bid glad nie. Nou die wat nie bid nie, is ongelukkig en omgekrap en die las is op hulle en is irritasies en allerlei dinge. Hy sê net so mooi oorlog en vegterye. En die ander ouens is so besig en dan ook in hulle gebedslewe veg hulle die Here om die Here te forceer om hulle aardse begeertes vir hulle te volbring. Nou as jy in Jakobus 4 gaan lees, dan sê hy ook daarso, God is nie 'n vriend van die wêreld nie. As ons 'n vriend van die wêreld wil wees, word ons 'n vyand van God. So ons wil die evangelie gebruik om vriendskap met die wêreld te kweek. En dit bring 'n las. Nou kom ons gaan terug na Jesus toe. Jesus het nie vriendskap gehad met die wêreld nie. Hy was nie besig met die sonde nie. Hy was nie besig met gierigheid nie. Hy het dit so radikaal kom demonstreer, dat hy die geldbeers vir Judas Iskariot kon gee, die skelm wat die geld gesteel het, en hy Judas Iskariot nooit vermaan nie, hy was nooit bitter teenoor Judas Iskariot nie, hy was nooit omgekrap teenoor Judas Iskariot nie, want sou hy bitter gewees het en omgekrap teenoor Judas Iskariot, wat die geld gesteel het, sou Jesus nooit die duiwel kon oorwin het nie, want geld is mammon, dit beteken Jesus sou onder mammon geswik het. So Jesus het duidelik kom demonstreer, waar lê ons probleem? Hoe hy kom oorwin het. Nou sê hy, ons moet by hom kom leer. Maar nou lees ons die skrif en dan sê ons, nee, ek dink nie dis wat dit eintlik bedoel nie. Want ons moet nou maar lewe en eet, jong. Jy weet mos nou, hoe werk dit? Jesus moes ook lewe en eet. Het hy dit as 'n verskoning gebruik. Inteendeel hy sê, as julle na hierdie dinge soek, as julle julleself vermoeid maak, en julle maak dit die kern van julle lewe, die heidene, die wêreldse mense doen presies dit. Dis hoekom jy 'n wêreldse persoon is, want jy moet survive op hierdie wêreld. Jy moet survive op hierdie aarde. Dis alwaar die lewe vir jou gaan. Want jy het nie 'n ewige lewe nie, so dit dinge moet vir jou hier uitwerk. En nou sê hy vir ons ook, as jy is kind van die Here, op die Here hoop, net vir hierdie lewe, is jy die ellendigste van alle mense. Jy is selfs ellendiger as die sondaar, as jy as kind van die Here die evangelie, gebed ensovoorts wil gebruik, om hier 'n bestaan en sukses te bereik. Nou, as ons kyk na die paaie, en die ou paaie, en al hierdie tipe van goeders. Nou, omdat die man en die vrou ook, hulle onderlinge byeenkomste versuim in die geestelike, raak hierdie tydelike 'n las, dit raak iets swaars, dit raak 'n verskoning, en so gaan jy aan met moeite en moeite en moeite. En die Here sê, kom na my toe dat ek dit kan afhaal. Kom jou onderlinge byeenkomsvergadering na, dat jy kan voeding kry vir jouself, en dat jy kan uitgee. Ja, veel ook die vrou in die huis, deel vir almal kos uit, en sy eet letterlik nooit. Sy gaan almal dood neerslaan. Sy moet ook van die kos eet, sodat sy versterk kan word, om vir die ander ook daarvan te kan gee. Nou, wat is die ou paaie? Wat is die ou paaie? Nou, die Here Jesus Christus. Byvoorbeeld, as ons kyk na die lering wat hy gegee het oor die huwelik,
het hy terugverwys na die begin toe. En die dag toe ek dit geklik het, dit is waar ek die heel eerste Bybelstudie begin het oor herontdek die skatte van die Bybel. Dink ek, wow, die Here Jesus, op 'n manier het ek geklik, ek kan nie onthou hoe dit gewerk nie. Toe verstaan ek moet verstaan wat in die begin aangegaan het, voor die sonde begin het. Want hoekom verwys Jesus hier terug na iets wat voor die sondeval gebeur het? Nou, toe God vir Adam en Eva gemaak het hulle naak gemaak, soos hulle skoon, rein, hulle is 'n nuwe skepping. Hulle is 'n nuwe skepping. So hulle was nuut gewees, sonder sonde, sonder ongeregtigheid. En die woord sê ook so vir ons mooi, Jesus was die eersteling van God se weë. So voordat daar sonde ooit in die wêreld ingekom het, Jesus was die eerste weë van God, en daar was nie sonde nie, daar was nie ongeregtigheid nie. Toe kom daar iets niets in, en dit is sonde. So die nuwe pad in hierdie konteks is sonde. Want Jesus sê, kom na my toe, en ek sal rus gee vir julle siele. Adam en Eva was in rus. Voor die sonde gekom het, was God in rus. Jesus het ons kom leer dat die Vader werk tot nou toe nog. So toe die sonde inkom, is die Vader begin saam met Jesus werk en die engele om die mense siel los te kry van die sonde, want toe kom hulle op hierdie nuwe pad. Toe is hulle nie besig met die ou pad van heiligheid, geregtigheid ensovoorts nie. En hier is vir my baie mooi skrif, terwyl ons nog in Jeremia is. Jeremia 18. Kom ons lees gou daar. Jeremia 18. Jeremia 18 vers 15. Jeremia 18 vers 15. Hier is natuurlik 'n hele saak oor hoe die Here hulle vermaan oor hulle ongeregtigheid ensovoorts, maar ek wil net hierdie een vers lees. Jeremia 18 vers 15. Nogtans het my volk my vergeet. Hulle het rook laat opgaan vir nietige afgode. Die het hulle laat struikel op hulle weë, op die ou paaie, om te loop op sy paaie en ongemaakte pad. So wat se pad is ons mee besig? Is ons besig met die ou pad van heiligheid, reinheid, want dis die oue van daar. Dis nie die nuwe van daar nie. Dis die oue van daar. Die oue van daar het die ou pad gemaak, het die ou weë gemaak. Hy het die ou heiligheid gemaak. Wat tot vandag toe nog relevant is, want die woord sê, God verander nie, sy heiligheid verander nie, sy idee oor sonde, ongeregtigheid en daai dinge verander nie, dit het nog nooit verander nie. Maar die mens is besig met sy paaie en ongemaakte paaie, hy is besig met sy eie pad, hy is besig met 'n nuwe pad. Wat nie vir hom bedoel is nie, want daai pad lei na die verderf. Toe moes die Here Jesus Christus kom, om die voorhangsel te skeer, om vir ons die weg, die pad, die hindernis, die skeiding, daai oop te breek en te verwyder, sodat ons kan verstaan, ons moet terugkeer na die ou paaie van heiligheid en reinheid. Nou sonde bring ons op verkeerde paaie, ongemaakte paaie. Die pad van sonde en die pad van ongeregtigheid. So daar wat die Here sê, as jy op die ou pad is, sal jy rus kry vir jou siel. Dis om die Here Jesus aan te neem. In sy teenwoordigheid. Soos wat hulle was, by die onderlinge byeenkoms, by die vergadering van hulle wat al reeds gesterf het, by die 10.000 van engele, by die Vader, by Jesus. Dis die ou pad, die oue van daar het daai pad neergelê. En Adam en Eva het daarvan afgewyk. So prys die Here, broers en susters. Ons het nou so lekker gekuier. Ek het net vanmiddag net so toevallig 'n mooi vers ook raak gelees in Filippense 2 vers 5. Filippense 2 vers 5, wat hy sê, hierdie gesindheid
moet ook in julle wees wat in Christus Jesus was. En dit het my so mooi aangesluit, leer by my. Filippense 2 vers 5. Hierdie gesindheid, dit is die sondelose gesindheid. Die gesindheid wat nie terugbeklei nie, wat nie terugveg nie, wat nie verskoning soek nie, wat nie besig is met sy eie wee en eie paai nie. En sodra, wanneer jy op jou eie pad is, en jy is besig met sy paadjies, en iemand wat die pad stap, wil jou reghelp, raak jy kwaad, opstandig, rebels, en al die tipe van goeders. In plaas om te sê, Here, ek is hier met my eie pad besig. Ek wil nie verstaan nie, of ek kan nie verstaan nie, meeste van die tyd is, ek wil nie verstaan nie, hoekom nie, want ek wil nie my dinge laat gaan nie. Dit is maar al waar het gaan. Ek wil nie eintlik van hierdie las ontslaa raak nie. Want as ek by Jesus moet leer om van die las ontslaa te raak, om op hierdie ou pad te kom, dit is 'n groot verantwoordelikheid. So jy moet jou onderlinge byeenkomste nie versuim in die hemelse Jerusalem, in die heiligdom van God, daai heiligdom wat Jesus kom oopmaak het nie. Dan het jy vrymoedigheid, dan kan die woord jou reinig, sondebelydenis was daai bloed, die bloed van Jesus was daai sonde skoon, weg van jou, en dan kom die woord, het reinig jou binneste, so dat jy anders kan dink, dat jy anders te kan voel, dat jy anders te kan redeneer. Dis hoe jy gereinig word. Jy moet gereinig word van jou ou idees en denke. Karakter, natuur, verskonings. Daar sê ek is klaar gekuier met julle. Ek weet nie of julle nog wil kuier nie. Almal sit hier doodstil gedink. Dis amazing. Nou ja, ons het 'n liedjie wat ons mee gaan afsluit. Dit is vir my net soos mind-blowing. Wat eintlik alles ook saamvat om nie heen en weer geslinger te word nie. Nou as jy 'n onderlinge byeenkoms geestelik nie versuim nie, gaan die golwe van verkeerde dinge ensovoorts jou nie heen en weer slinger nie. Nou ons gaan lekker na die liedjie luister en dan gaan ons afsluit. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Môre is Strijdendorp. Môre is Strijdendorp, yes. Boksie. Wow, ja, wacht, voor hy die liedjie speel. Is hy aan hierdie dingetjie? Hy's af, okay, ons gaan nou die jukebox aansit. Hy check maar, daar sê. Hier is 'n interessante ding, vir julle wat ons nog gaan besoek. So boksie met 'n gleefie in. Hierdie is 'n suggestion, comments, voorstelle, klagtes, komplimente boksie. Nou, jy kry so 'n klein papiertjie, so jy kan nie folios hier insit nie, so jy kan sien hy's nie baie groot nie. Nou, ons het by hulle begin met hierdie konsep. So enige voorstelle, dink so lank daaraan. As iets terwyl ons by jou was, as iets jou aangemoedig het, bemoedig het, of as jy voorstelle het of wat ook al, gooi dit hier in. Dit hoef nie te wees net wanneer ons by jou is nie. Jy kan ook sê, joh, baie dankie, julle kuier was hierdie keer vir my die awesomeste kuier, ek het soveel verstaan, hierdie kwessie wat is nou opgelos, maar ek het dalk nog hierdie vraag, of ek het hierdie voorstel, soos die musiek wat ons gedoen het. As jy 'n voorstel het en jy dink dit kan geïmplementeer word binne in die bediening, dan gaan ons daar jou voorstel kyk. Maar, hier is 'n ander storie met die boksie. Jou naam kom op jou papiertjie. Nou as ons klaar met die roadtrip, gaan ons een aand die boksie oopmaak, so ek en Karen gaan glad nie vir die tyd koekeloer nie. Gaan ons die boksie oopmaak en gaan ons sien, jy het dit gesê, wow, dankie vir jou, wow, dis 'n amazing voorstel, laat dit kan uitkom na almal toe, dalk dink jy ook aan iets, maar jy is ook om vrymoedig op 'n papiertjie te skryf, dan kan jy dit ook maar net sekondeer daarso. Ons gaan dit live op die lig reveal, okay, so asseblief, die boksie gaan saam met ons die hele roadtrip, so kry solank jou gedagtes in jou hart reg. En dan ook, net ook om het te noem, Riet het 'n videoetjie gedoen op die channel, net om vir ons dankie te sê, en ons moedig jy ook aan, wanneer as jy klaar by jou gekuier het, 'n minuut, 2 minute maksimum, ons kan nie langer as 2 minute opsit nie, maar so minute, jy het gesien, Riet het net so lekker gesels, so sy was nou die guinea pig, die begin daarvan, ons wil graag hê, jy moet ook net so boodskapie doen, as jy dit nou al wil doen, en ons moet dit eers daar opsit, wanneer ons daar kom, is jy welkom. Niks langer as 2 minute. En as jy net ietsie wil sê, om ons te bemoedig, die broeders te bemoedig, net dankie te sê, die Here te loof en prys, wat die trip vir jou gedoen het, whatever in daai oomblik in jou hart is, asseblief doen dit. Dan stuur jy dit vir ons, en dan deel ons dit wel op die channel. Nou ja, dit is al, nee. Maar wanneer ons by julle is, sal ons, as daar nog vrae is oor die boksie, en die video sal ons dit toch verder uitsorteer. Jammer, ons het nou nie al in Loetswil en in Vredendal begin nie.
Liewe land. Julle moet maar vir ons WhatsApp stuur. Sorry, Pieters woning en die Franks woning in Vredendal. O ja, en die Hendrikse, en die Ludix, en Esmeralda, en Lally, en almal nog. Die Swannies. Daar is 'n lieflike aand vir julle en ons gaan hier na hierdie lied luister. Slange, deur die golwe van die see. Wees standvastig, onbeweeglik, seker van dit wat jy glo. Moenie slinge, deur die golwe van die see. Onbestendig wanneer jy hunker op twee gedagtes, besonder om te twyfel, anders sal jy niks van my ontvang. Moenie slinge, deur die golwe van die see. Lekker aan verder, lief vir julle, môreoggend is ons op pad Stellenbosch toe, ons hou julle op hoogte. Bye bye, lief vir julle.